kyk na Goeiemôre, Good Morning en dit is nou tyd vir 'n bietjie musiek. Pieter gesels met die sanger Lisa Nel oor haar nuwe enkelsnit Moes, maar ek moenie. Dit is so lekker om jou hier te hê, Lisa. Baie welkom. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, good morning, Pieter. Ek het vanmôre so tong in die kies gesê, daai liedjie herinner my dalk aan my aftyd wat ek gebruik het om rugby te kyk hierdie naweek. Jy moenie kyk nie. Ek het toe nou, maar dalk moes ek nie. Hoorie, so baie geluk. Jy en Rieke het ook nou onlangs julle 12de huweliksherdenking gevier, né? Dankie, Pieter. 12 jaar, kan jy glo? Getroude 12 jaar, ja. Hoe lekker is dit? En waarvoor is jy dankbaar as jy so terugkyk op hierdie lekker tyd in Ek dink die feit dat ons liefde gevind het en nie opgee op dit nie. Want ek dink is in vandag se tyd makliker vir die mense om net te gaan, ag, hierdie werk nie, ons beweeg aan. En daar was tye gewees wat ek en Riekie maar ook lekker kon vassit, maar ons werk deur dit en dis vir my die mooi daarvan. En ek moet sê, ek dink jy praat van die tye. Twee kunstenaars onder een dak kan seker nie altyd lekker wees nie, maar tog ook op 'n manier baie lekker wees. Ek dink mense het so 'n bietjie van 'n wanpersepsie, want ek dink hulle dink ons sit heeldag in die huis en hy sereneer vir my en hy speel gitaar en ons sing vir mekaar. Dis eintlik glad nie dit nie. Ek dink wanneer ons by die huis is, dan wil ons net ons ore so 'n bietjie laat rus van die musiek. Maar ja, dis lekker, dis opwindend. Gelukkig is ons albei nogal mense wat hou van roetine en hou van sulke tipe goed. So ek dink dis hoekom dit dalk werk. Daai persepsies daarom nee. Jo, jy's baie gelukkig. Rieke sing vir jou in die aand. Selfs met my en Lotie. Maar hy sing seker. Ja, dit is glad nie die geval nie. Hoorie, en oor die jare het ons ook almal is ondertal vir jou gesien met een van die kroos op die heup terwyl jy dalk 'n show doen en so. Hoe lyk hulle met die musieke? Ag, Pieter, ek moet vir jou sê my kinders is gek oor musiek, regtig. David is heeldag besig om dromme iewers te speel en iets te doen. En Lisabella sing die heeltyd. En sy maak al haar eie liedjies op. En dan sing sy so bietjie Engels en dan sing sy Afrikaans en ag ja, dis oulik. Hulle is regtig gek oor musiek. Hoorie, maar dan was julle ook 'n lekker span wat onlangs in Europa gaan optree het, nee? Waar was julle presies geweest? Dit was baie lekker geweest. Ons het begin in Dubai, toe gaan ons Amsterdam, Dublin, Manchester en Londen. Ek is jaloers. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het, Lisa. Dit was Dit was so lekker, regtig. Die mense daar is so uitgehonger vir musiek, is uitgehonger vir Afrikaanse musiek. En dit was my mooi geweest om te sien hoe hulle dit vat en hoe elkeen van hulle 'n storie het en hoe erg dit eintlik maar vir hulle is om daar te moet wees. Want meeste van die mense wat daar is nie daar omdat hulle besluit het, ag, dit is nou lekker, ek gaan nou trek nie. Hulle is daar omdat hulle moes gaan of hulle dalk nie werk gekry nie of iets het gebeur met hulle families in Suid-Afrika of iets soos dit. So dit was vir my hartseer geweest om al daai mense se stories te hoor. Maar elkeen van hulle, Pieter, sê hoe hulle verlang na Suid-Afrika. En dit het net weer vir my bewys dat ons het 'n ongelooflike land. En die mooi wat ek gesien het van al die plekke waar ek was, dit kom nie vir my naby ons Bosveld nie, ons see, so ja, ek is baie gelukkig. Maar jy sit met 'n man wat eerstehandse kennis daarvan het. Ja. Maar dit was seker lekker om te sien, ook verrassend om te sien hoe baie Suid-Afrikaners daar is. Dit was verskriklik geweest. En in my kop dink ek, hulle is soos 'n klein community, dat hulle al die Afrikaanse mense wat daar bly, kuier saam en braai saam en bly soos in een plekkie. Dis glad nie die geval nie. So vir hulle om ook by mekaar te kom met so 'n event is ongelooflik en dit was so lekker om dit te sien. En een van die mooiste goed wat ek gesien het is elke aand het ons almal afgesluit, dan het ek, Brendan, Elandra en Rieke saam op die verhoog Harde Kole gesing. En daar was nie een droë oë in die gehoor nie. Almal het gehuil, trane, groot mans wat die trane so afvee. En dit was net vir my mooi gewees om te sien wat weer eens musiek kan doen aan mense. Hierdie jare was daar ook hoogtepunte, laagtepunte. Daar was soms snaakse goedjies wat gebeur het. Ek onthou, daar's 'n storie toe jy jou vorige enkelsnit. Ja, Roy, toe ons om uit die radiostasie. Ja, wat het gebeur daar? Ag, Pieter, ek weet nie wat daar gebeur het nie. Daar was een of ander iets wat verkeerd gegaan het met die aftrek van die so wat gebeur is. Daar's 'n producer wat 'n liedjie produce. En dan word hy gestuur na die platemaatskappy toe en dan moet hulle dit stuur na radiostasies, TV, daai tipe van goed. En iewerster het iemand hom of verkeerd opgelaai of verkeerd afgelaai. En in die het niemand regtig geluister nie en ek sit die oggend in 'n radio onderhoud. En jy weet as jy in die
ateljee sit en die liedjie speel, maar nou het jy jou oorfone op en ek tog, nee wag, iets is verkeerd en ek haal dit Dis af en nie ek my luister, liedjie nie. nou kan jy dit so hoor. En ek tog nee, wag, hierdie is nie. En ek sit weer my oorfone op en ek sê toe, maar toe speel die liedjie nou al klaar op die radio. Was dit toe 'n liedjie van jou? Ja, dit was Roy, my vorige enkelsnit gewees. En ek sê toe hoorie, daar's iets grootes fout met hierdie liedjie. Dit klink nie reg nie. En die vroutjie met wie ek die onderhoud te doen sê vir my, nee, maar dit klink reg op die radio, dit klink net dalk verkeerd hier in die ateljee. En ek tog asseblief laat dit die geval wees. En toe ek in my kar klim op pad huis toe kry ek net boodskap na boodskap na boodskap wat sê wat gaan aan met jou stem. Want toe wat gebeur het is die liedjie het toe so gedruk, so my stem het Soos 'n so kaset wat in die ou dae lank in die son gelê het. Presies dit. En ek het obviously gehuil want dit was vir my verskriklik erg geweest. Maar ons het dit daarom so 'n bietjie probeer regstel. Ons het so 30 of wat sekondes voordat ons moet advertensiebreek toe gaan, net so in kort die nuwe enkelsnit. Moes maar ek moenie. Ek is verskriklik bly dat ek kon skryf op hierdie liedjie en dit gaan basies maar net eintlik oor dat almal verdien liefde en almal is geregtig op liefde en as jy dit kan vind, is dit mooi want ek was baie okay voor ek my man ontmoet het, maar ek's baie beter met hom by my. En ons kan nie wag om daardie spiksplinter nuwe enkelsnit net hierna ook te kan beloer nie, né? Baie dankie Pieter. Jy moet nêrens heen gaan nie, want net hierna gaan ons na Lisa se nuwe musiekvideo van Moes, maar ek moenie kyk. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning.